Ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg. Ons kom vandag by ons eerste voorbeeld van geloof in praktyk, sover as wat dit gaan oor die geloofshelde. En ons kyk vandag na Abel. Ons lees in Hebreërs 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog vandag, of nog nadat hy dood is. Ons lees sommer baie vroeg in die Bybel van Abel, in Genesis 4 vers 1 tot 8. In Genesis lees ons dat Abel sy broer Kain beide offers vir God gebring het, en God het toe vir Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. Nou, ek onthou in my kinderdae, hoe ek prentjies oor hierdie offers in kinderbybels gesien het, en dan gaan Abel se rook op, en Kain se rook gaan nie op nie, en dit impliseer dan dat dit gegaan het oor die soort offer wat gebring is. Abel het 'n eersgeborene van sy kleinvee geoffer, en Kain het van sy groente geoffer, en dit was toe die verskil tussen die twee se offers, en die rede hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie. Maar dit is nie waar dit gaan nie. Julle sien, die Hebreërs skrywer sê duidelik dat dit oor die geloof gegaan het, dat Abel 'n beter offer as Kain gebring het. Dit was weens Abel se geloof dat God vir hom regverdig verklaar het. Die Here Jesus het ook van Abel gepraat en gesê, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. So lees ons in Matteus 23 vers 35. Nou, wat sê ons? Nou, Abel se pa en ma het waarskynlik vir Abel vertel van God se belofte dat die saad van die vrou uit Eva gebore sal word en dat hy sal oorwin. En Abel het geglo, hy het God se woord vir waar aanvaar en die God wat die belofte gemaak het gedien en aanbid. Abel het in sy aanbidding van God 'n offer en geloof aan God gebring dat God sy lewe sal spaar deur hom 'n verlosser te stuur en dat hy alles wat stikkend is sal regmaak. Abel het in die begin van die helse geskiedenis geleef en hy het nog minder geweet van die werk en persoon van die Here Jesus Christus as wat Abraham geweet het en as wat Dawid geweet het en wat die profeet Jesaja geweet het en as wat ons vandag weet. Maar tog het hy die koninkryk van God van ver af gesien en geglo, asof dit net daar voor sy oë was, asof dit in sy bereik was. Die koninkryk van God was 'n realiteit vir hom gewees. En so het Abel in sy hele lewe profeties gelewe teenoor Kain, veral teenoor Kain se ongeloof. Kain het gedoen wat soveel ander mense vandag doen. Hulle doen maar die uiterlike dinge soos om kerk toe te gaan en betrokke te wees en hulle tiendes te gee, terwyl hulle nie regtig glo dat God se woorde waar is nie, en nie regtig God se woorde aanneem nie. Hulle dink dat as hulle die uiterlike dinge doen, God sal oorsien dat hulle in hulle harte hom nie dien nie. En die gevolge is net soos met Kain, dat God nie vir hulle of hulle offers aanneem nie. Dit was nie asof Abel enigstens beter as Kain was nie. Abel en Kain was ewe gevalle en ewe sondaars en ewe verlore, maar weens Abel se geloof in God en sy beloftes en weens die aanneming van God se woorde as waar en betroubaar, het God Abel en sy offer in genade aangeneem. En dit is dieselfde vir ons, as ons God se woorde aanneem en in sy beloftes in Christus Jesus glo en glo dat God se koninkryk sal kom en na God se koninkryk en na sy geregtigheid soek vir alle dinge. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied net soos in die hemel, so ook op die aarde, in ons gemeentes, in ons gesinne, in ons eie persoonlike lewens. Laat ons offers wat ons vir U bring, deur ons geloof en vertroue in U, vir U aanneemlik wees. Amen.